Lord, you're leading me with the cloud of day, and in the night, the glow of a burning flame, and everywhere. Goeiemôre en weer eens baie welkom vanoggend by ons erediens. Ons het nagmaal ook vandag. Ek wil vra dat jy na die diens, ek sal dit weer sê aan die einde, vir jou 'n broodjie gaan kry en 'n stukkie wyn en net by jouself gaan sit en luister. Stil word, luister en die nagmaal gebruik. Jy weet waaroor gaan die nagmaal. Maar nou ja. Ek wil begin vandag met Psalm 131. Dis 'n pelgrimslied van Dawid. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is nie. Ek het rus en kalmte gevind, en soos 'n kleintjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel nou en vir altyd. Vat hierdie Psalm en maak hom deel van hierdie reeks. Lees hom elke dag en begin inoefen dit wat Dawid hier sê. Wag op die Here Israel nou en vir altyd. Mag jy regtig in hierdie paar dae wat ons oor hierdie onderwerp gesels, dit regkry om te wag op die Here en sy vrede en sy rustigheid en sy kalmte en sy rus te beleef. Het is my lekker om jou te kan groet vanoggend in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Nou, ons is besig met die reeks van wees stil. Laasweek het ons gepraat oor God, sy stem wat oor en oor in ons harte influister, dit wat hy vir sy seun gesê het net na hy gedoop is. Sê, jy is my geliefde kind, en in jou verheug ek my. En jy wat moet stil word en luister, om dit te kan hoor. So stil en so diep luister, dat dit is asof jy jou oor teen God se bors sit, en sy hartklop hoor, oor en oor en oor, wat vir jou bly sê, jy is my geliefde kind, en oor jou verheug ek my. Ek hoop regtig jy kon hierdie week 'n tydjie maak om stil te word en dit te hoor. Nou vanoggend se tema is wees stil en kyk. Hoekom het 'n mens kinders? Ek het altyd die vermoede dat as dit stout kinders is en hulle ondeeglike en snaakse goed aanvang, dat 'n ou vir jouself hierdie vraag afvra en sê, maar hoekom het ek nou regtig hierdie kinders gehad? Of wanneer die budget begin tight raak en nie meer klop nie, dan wonder jy, ek moes so baie van die kinders gehad het. Maar hoekom het 'n mens kinders? Ek wonder of daar nie iets is in ons wat ons sê, maar ek moet herproduseer dit wat ek is. Ek moet die familienaam laat voortbestaan, die ras laat leef en lewendig hou. Vroeger jare, die oupas en die oumas weet, het mense baie kinders gehad. Want baie kinders het gehelp met die boerdery, het gehelp om geld in te samel, het gehelp om ander groot te maak. En mense het sommer maklik 11 en meer kinders gehad. Vandag is dit nie so eenvoudig nie, nee. Vandag is daar 'n hele paar omstandighede wat anders is as destyds om so baie kinders te hê en hoekom ek kinders het, nee. Vandag gaan daar baie beplanning in kinders hê. Is ons huis groot genoeg? Kan ons finansies dit akkommodeer? Kan ons die kind kan skool toe stuur, universiteit toe stuur? Gaan ons budget dit maak? Die kind moet 'n naam hê. Gaan ons wat getroud is, 'n kind in ons familie kan akkommodeer? Hoe al 'n klomp vrae wat ons vra oor kinders, nee? Maar daar's ook 'n opgewondenheid, 'n groot opgewondenheid wanneer mense begin dink daaraan om kinders te wil hê, nee? Dis 'n dromery van 'n seun of 'n dogter en elkeen het sy voorkeure en ander ou sê, solank dit net gesond is, die kind net gesond is ek tevrede oor of dit 'n seun of 'n dogter is en baie opgewondenheid ook daar. Ek dink as 'n mens dieper dink oor kinders, dan wil jy sekerlik iets of iemand dan hê wat deel is van wie ek is, wat van my af is, en wat groei en groot word en soos ek word. Maar ook terselfdertyd meer en meer soos hom of haarself word. Iets van myself, maar ook iets van 'n individu wat groot word. Ek het nogal gesukkel met hierdie grootwording. Ek wou nie groot word nie, en daarom moet ek op 32 eers getrou, want hierdie belastingbetalerry en werk en was net nie vir my gewees nie, so ek het dit uitgestel so ver as moontlik, as wat ek kon nie. Toe gelukkig op 32 kry ek iemand wat ek besef, maar hierdie iemand gaan al hierdie verantwoordelikhede van groot wees ook vir my dra, en toe trou ek met haar. Maar toe my eerste seun gebore is, het ek besef, toe ek daai klein lyfie sien,
het die skok my getref en sê, hierdie ouetjie is myne, en is my verantwoordelikheid, om hom groot te kry. En toe besef ek, nou sal ek skielik self moet groot word, want hierdie ouetjie gaan groot word, en my voorbeeld navolg, en soos ek wees. En dis 'n scary gedagte gewees daai dag, en is vandag nog vir my 'n scary gedagte gewees. En toe ek my oë uitsê, toe hardloop daar 4 van hulle rond. Oumas en oupas is amazing goed, dis baie van hulle in hierdie gemeente, ek het hulle nooit regtig geken nie, maar toe ek hier gekom het, kom ek agter, dis foto's uithaal, dis wys, dis brag, dis spog oor my kleinkind, en sê, kyk net, hy het oupa se neus, of hy het sy ma se ore, of hy het sy, en dan dink ek myself, die arme kind, hy het sy eie ore, en sy eie neus, hy lyk nes ek, sal die ouma sê, kyk, jy kan dit sien, en dan wonder ek, en van ek my eie kinders het, en hulle sien groot word, sien jy die familietrekke, sien jy die neus, die ore, sien jy die houding in die liggaam, en jy besef, maar dit kom uit dieselfde fabriek uit, nee, die gesigste trek, jou familie of die skoonfamilie sin is daarin verteenwoordig, en hulle groei, en word meer en meer hulle eie persoon, en tog is daar 'n konstante refleksie van jy as ouer, wat in jou kind waar is, aanwesig is. Die hele tyd is daar iets wat deurskemer, soos wie hulle lyk. Ek moes skielik groot word met die geboorte van my oudste, maar ek het ook besef, toe ek daai klein lyfie sien, en dit kom spontaan, en mense hoef dit nie te kies nie, julle weet dit, dat ek sal enigiets opoffer vir hierdie kind. Ek sal alles wat ek het prys gee, om hom in hierdie lewe te beskerm, om hom groot te maak. Daar's niks wat te groot sal wees vir my om op te offer vir hierdie klein lyfie nie, niks nie. Daarom, steeds vandag, gaan elke sent wat ons het omtrent na hulle toe, word op hulle gespandeer. Ons sal ou klere dra solank hulle net toks het om die rugby te kan speel, of in die skool kan wees, of op universiteit kan wees. Ons sal 'n ou kar ry, ek sal nie 'n bakkie hê wat my hartsbegeerte is nie. Alles opoffer terwille van hulle. En nou dat hulle groot mense begin word, en ek sien hoe hulle is, en hoe hulle leef, en hoe hulle lag, en hoe hulle swaar kry en dit oorkom, dan wil 'n ou se hart tog bars van trots, nee. En ergens tussenin erken jy iets van jouself. Dis dieselfde storie wat ek in Genesis lees. Hoor hoe klink hy? Genesis 1 vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. Ek wonder of daar 'n gesprek in die hemel aan die gang was. Het ons hierdie aarde nou goed genoeg en mooi genoeg en veilig genoeg gemaak, dat ons kinders, die mens daar kan laat leef? Gaan daar genoeg suurstof wees dat hy kan asemhaal? Gaan hy veilig wees teen al die diere en teen die roofdiere en? Is daar genoeg wat hy kan eet? Is daar genoeg wat hy kan doen, sodat hy kan sinvol besig wees? Is die tyd reg? Wat sal ons hulle noem? As mens hierdie skepingsverhaal lees, dan besef jy, alles in hierdie wêreld is perfek gemaak, sodat ek en jy as mens kan leef, sodat ons kan eet, kan geniet, kan vry wees om te werk en te speel, te aanskou, te bewonder die natuur, die mooi, elke liewe ding wat God gemaak het. En na elke iets wat God gemaak het, het hy gesê, dit was goed. Dit was mooi, sodat die mens maklik kan leef. Nee? En dan wanneer God alles so perfek gemaak het, besluit God om iets van homself te maak, 'n beeld, 'n verteenwoordiger, iemand soos hy. Kan selfe rede wees van hoekom mense besluit om kinders te wil hê? Ek wonder daaroor nie. En dan vers 27 van Genesis 1. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hulle geskep. En dan vers 28, toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, en al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. God skep die mens, iets wat soos hy is, na sy beeld, iets van homself sit hy in die mens neer en sit die mens in hierdie perfekte wêreld wat hy vir hom gemaak het.
Iemand wat soos God is, kreatief. Nadat God die skepping afgehandel het, het die kreatiwiteit nie opgehou nie, en die mens het dit van God geërf om verder en verder te gaan, en kreatief verder te skep, om dit wat God hom gegee het, om mee te skep, en mee te droom. God maak iemand wat daarvan hou om te plant, nat te gooi, te sien hoe dit groei, die blomme te sien. God maak iemand wat hy kan lief hê, en wat hom kan terug lief hê. En dan sê die Here, kom ons maak twee, 'n man en 'n vrou, en dan kan hulle nou met die proses verder aangaan, en meer word. En dan hoor wat sê Genesis 2 vers 7, die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde, en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens lewende wese geword het. God maak die mens na sy beeld, met al hierdie eienskappe, maar hy doen meer, hy blaas sy asem in hom in, sodat nog meer en nader intiem van God ook in die mens is. En 'n nuwe spesies, wat nog nie gemaak was nie, het begin, naamlik die mens. En daarna hoor hierdie ongelooflike, in Genesis 1 vers 31, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Het aand geword, en dit môre geword, en dit was die 6de dag. Vir die eerste keer in die skepping, nadat God die kroon van die skepping gemaak het, die mens, kyk God na die skepping en sê, hierdie is baie, baie goed. Iets na sy beeld, iets soos uit hom uit, het hy gemaak, in jou en my. En dan is die opdrag, groei, word groot, word meer. Hoekom? Om soos God te kan wees, om sy beeld uit te wys. En net om so 'n stukkie terug te verwys na laasweek toe, ek dink as ons nie stil word en luister na hierdie stem van God wat bevestig wie jy is nie, sy geliefde kind, en dat hy hom oor jou verheug nie, dan word jy iemand wat jy nie moet wees nie. Dan word jy iets wat jy nie moet wees nie. Jy word die beeld of die verteenwoordiger van iets wat jy nie is nie, want jy is God se kind. So al hierdie stemme wat skree op jou oor wat en wie jy moet wees, moet 'n mens uitdoof, stil word en luister, te hoor dat God van jou sê wie jy is, en dat jy dit dan word, groot word, en dit wees, sodat dit sigbaar is in jou alledaagse lewe. Dis die goue draad wat dwars deur die hele Bybel loop, dwars deur al die stories wat God met die mens het, is hierdie goue draad. Ons is sy kinders, ons is na sy beeld gemaak, en ons het hierdie uitnodiging van hom om groot te word, en soos hy te wees, en ook terselfdertyd jouself te wees. Beeld van God, iets van hom uitwys, maar ook jou eie individu, jou eie mens wees. Sodat as mense na jou kyk, dan sien hulle wie se beeld jy weerkaats, God se. Jy is die Vader wat in die hemel woon, se kind. Ek kan dit sien, ek kan dit voel as ek by jou is, ek kan dit hoor as ek naby jou is. Jy is sy kind. Onthou ons het ook laasweek het ons gepraat dat die skrif, die Bybel, gee die hartklop van God, en hoe meer ons dit lees, hoe meer kan ons God se hartklop hoor. Hoor dit in Romeine 8 vers 15. Die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Nie slawe nie, nie iets vreemds nie, nie iets wat vrees inboesem nie. Kind, so naby dat ons kan sê, Papa. So intiem dat ons op sy skoot kan gaan sit en ons vashou en ons kan sê, Papa. En ons gees en God se gees getuig saam hiermee en stap saam hiermee. Diep in ons wese, in ons menswees. En dis waar die Heilige Gees dit in jou hart influister. Jy is God se geliefde kind en oor jou verheug hy hom. Hoor hierdie mooi prentjie wat Hebreërs skrywer in Hebreërs 2 vers 10 stel. God, terwille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie as sy kinders tot heerlikheid lei. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om sy broers te noem nie.
Hy sê tog, ek sal u naam aan my broers bekend maak, in die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder, hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Is dit nie 'n mooi prentjie van Jesus, wat baie kinders met heerlikheid vul en heerlikheid gee, nee? Hy maak hulle heilig, met ander woorde. En hy is nie skaam om te sê, dis my broer of my suster hierdie nie. En hy sit ons almal by mekaar en dan stel hy ons voor aan die Vader. Hy present ons en sê, hier is al die kinders wat u vir my gegee het, Here. Die in wie u vreugde vind. Almal saam voor God. Hoor wat sê Johannes in 1 Johannes 3 vers 2, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Hierdie stem van God wat 'n fluistering is, dat jy sy kind is, word deur die skrif al hoe harder en harder en harder. En so moet dit in jou lewe ook harder en harder in jou gedagtes en in jou hart maak. Jy is iemand wat gemaak is na die beeld van God, wat groei en groot word, soos hy te wees. Hom te verteenwoordig, sy beeld te wys, en terselfdertyd soos jy jou eie individu as kind van God, net soos jou eie kinders of kleinkinders. Die ongelooflike van hierdie skepingsverhaal is, as ek twyfel, of God regtig vir my lief is, en ek sukkel dalk om sy stem te hoor, wat vir my sê, jy is my geliefde kind, dan moet ek net opkyk. En is nou die mooiste tyd van die jaar om op te kyk, is dit nie, veral nog, dit het nog nie gereën eers nie, en die tuin is vol blomme, die gras begin groei word, die bloeisels kom uit, die natuur begin stadig weer leef na hierdie winter. Ruik dit, sien dit, voel dit, en weet, God het hierdie aarde so perfek voorberei, sodat sy kinders daarin kan leef. En dis sy sorg, sy omgee, sy bewys van liefde. So perfek vir jou om te geniet, te waardeer. Stop, wees stil, kyk op, sien die voëls, sien die blomme, sien die lug, ruik dit. Dit is die bewys dat God enigiets vir jou sal opoffer as sy kind. As jy hulle gevoel dat ek as pa teenoor my kinders gehad het, so het die Vader die gevoel oor my. Hy sal enigiets opoffer, en die bewys is sy seun wat hy gestuur het om aan die kruis te kom sterf. Gaan dan 'n stukkie verder en nie net na die natuur kyk nie, maar kyk ook na wat God vir jou gee, in jou familie, in jou kinders, in jou kleinkinders, in jou man en jou vrou, elke asemteug, al die kos, al die seëninge van 'n kar en 'n huis, en besef net, al hierdie extras is seëninge van God wat hy vir jou in oorvloed gee, om te sê, ek is vir jou lief, ek is jou Vader. Wees stil en kyk. Sien dat jy God se kind is. Sien dat jy nie anders kan as om groot te word en al meer en meer soos hy te word nie. En ook terselfdertyd jouself. Die beste wat jy kan wees, die beste mens wat jy kan wees, is om te wees soos God jou bedoel het toe hy jou gemaak het. Sy kind. Kyk op dan en sien hoe hy vir jou sorg elke dag. Ek dink, ek begin ook nou al oud word, want in die winter as ek my hand so deur my baadjie druk en my hand kom aan die kant uit, dan sien ek my pa se hande. En ek sal dit nooit vergeet hoe sy hande gelyk het nie. En dan besef ek maar, ek is ook soos hy. My hande lyk soos syne. En dis my hoop en my gebed dat my lewe, my hemelse pa, ook so sal reflect. En ek hoop, dit word in jou hart ook wakker. Dat jy sal groei en meer word soos hy in wie jy is as individu. Mag die mense rondom jou dit sien, hoor, aanvoel, beleef, hoe jy meer en meer die Vader in die hemel is, reflect na hulle toe. En wanneer jy wonder, kyk op en sien hierdie mooie natuur, en die wêreld wat God gemaak het vir jou, sy kind, om in te floreer. Mag dit in jou lewe waar word. Amen. Wanneer jy nou die nagmaal gebruik, dink net daaraan. Word stil, luister hoe God deur die nagmaal vir jou sê wie jy is. Sy kind.
My verheug hom oor jou. Kyk dan op na die natuur en weet, hy sorg vir jou.